Willie Strauss met Sinkhuisie Liefde hier op 247 Stereo FM. En jy weet wat ek net absoluut lief van hierdie man is, dat hy nie net 'n bekende sanger is nie, maar hy's ook 'n koskenner, hy's 'n skrywer, ja, hy's so veelsidig. Hy het al soveel vermag, maar voor ek te veel verklap, Willie, jy's 'n ou hand, baie welkom. Jy is bekend, jy het soveel al beleef, jy het nie net in die kunste nie, maar ook in die kosbedryf, al soveel geleer en soveel vermag. Maar om dit eenvoudig te stel, jy loop oor van talent. Waar kom dit vandaan as jy nou so terugkyk in jou kindertyd en jou familiebloedlyn? Ja, dankie Nadine. Ek weet nie of ek oorloop van talent nie. Ek dink is baie keer sommer domheid. Ek vaar net in en dan doen ek 'n ding. My nuwe kruis is ek hou van pottery, pottebakkerswerk en dit is vir my verskriklik lekker om dit te doen en om te sien wat gebeur met die bak en as dit nou gever word of grasuur word. En dan bars dit na al die harde werk. En dit maak 'n mens nou weer moeg en dan moet jy nou weer van voor af begin. My familie, dit is nogal snaaks, my ma se kant kon sing en het ritme gehad. Maar toe ek het die ritme en die sing gekry, maar jessie, ek het nie die koördinasie gekry nie. Ek wil so graag altyd 'n pantomime gedoen het, maar ek het nie daai koördinasie, so kan ek dit doen nie. My broer en my suster is altyd ook lief vir kos maak. My broer is baie lief vir braai. My suster is ook lief vir kos maak, inlê, sy's baie handig met 'n naaimasjien. So ek dink daai kom van my ma se kant af. Die kant van my om te vryskut. Van vryskut is jy maar eintlik 'n boer. Jy boer met die kunste. Kom definitief van my pa se kant af om 'n entrepreneur te wees. Ek het my nog altyd, jy weet, ek het mos 'n gesig vir radio. So na ek drama studeer het ek nooit die groot rolle gekry nie, want ek is nie die mooiste nie. So ek moes my altyd vir my werk uitdink en toe het my loopbaan in die rigting van kos gegaan, waaroor ek baie dankbaar is, want ek geniet dit en daarom doen ek ook nou kook en sing of daar's 'n tong in die kies waarin ek gereg demonstreer, ek sing, ek lees stories waaroor ek die land vol toer. Ja, so ek probeer alles kombineer en dan vat ek my opwipwinkel saam met al my produkte wat ek verkoop ook. So ek is soos 'n bazaar op toer. En so gesels Willie Strauss, sanger, glanskok, trooskok, ongelooflike kunstige individu. Ons gaan nou gesels oor jou boeke, maar vertel eers gou oor die katte. Ek het vir jare katte geteel. Ek het met COVID het ek opgehou om dit te doen. My lewe is ook te besig op die oomblik. Ek het laaste met die Swingse en die British Shorthairs geteel, die haarlose katte. Ek het nog 4 ou madams hier oor, wat by my bly in my huis met my deel. Hy Sinkhuisie in Kalinin. So ek het nog baie honde en ek was altyd van 'n kind af was ek mal oor diere. Ek kan nie sonder diere nie. So waar ek gaan, is ek maar altyd diere. As ons reis en op toer is ek die een wat katkos koop vir die kat by die padstal of by die winkel en in die aand sal ry om nog vir 'n maalvleis ook te gaan gee. Ek is daai een. Sinkhuis Resepte is jou tweede kookboek en dit volg op Daar is 'n engel in my koskas. En dit is propvol heerlike, pretensielose resepte soos jy dit stel. Maar waar het jy aan die idee gekom vir die boek? Ons is baie bevoorreg om in 'n sinkhuis, een van die regte ou sinkhuise in Kalinin te bly. Nou die huis is in 1905 gebou. Is nog 'n oorspronklike sink, die oorspronklike dakke, oorspronklike vloere en dit is 'n wonderlike voorreg om die huis te bly en toe ek aan die nuwe konsep met werk van 'n boek is al daai geregte wat in Sinkhuis Resepte is resepte wat ek hier gekook het, wat ek hier ontdek het, wat ek hier gemaak het. So dit was letterlik 'n natuurlike uitvloeisel. Die geure in die lug, die samesyn saam met vriende wat ons om 'n tafel sit en eet. Water in my mond nou sommer, want ek is besig om 'n nuwe gereg juis vandag te toets en dit ruik verskriklik lekker. So, dis resepte van my hart, dis resepte wat mense altyd voorvra. Ek het 'n opwiprestaurant in my tuin en dit is ook van die resepte wat in die boek is. So ja, dit was maar net ek dink was 'n natuurlike ding en was ook die beste wat ek kon doen want dis huislik. Dis
ek wil nou sê koslik, maar my huis is altyd vol kos en geure. So dit was maar nou ook 'n natuurlike uitvloeisel. Ek hou van dat goed organies gebeur en ek hou daarvan, weet as ek 'n idee kry om dit te hardloop. Ek sal in 'n geselskap sit en jy sal byvoorbeeld sê, "O man, Sinkhuis resepte," en sal dink, maar hier is 'n idee vir 'n boek." En dan hardloop ek daarmee. Willie, dis 'n pragtige boek met meer as 100 resepte en elke hoofstuk het 'n spesiale storie uit die hart wat dan pas by die versameling resepte. Maar wat is van die uitdagings en die hoogtepunte? Die probleem met 'n kookboek skryf, die eerste is dat mense dink jy maak verskriklik baie geld. Nee. Maar weet jy, die proses is nog altyd vir my lekker. En byvoorbeeld hier kry ek 'n kans om weer met jou te gesels. Dit het ook vir my 'n kans gebied om op groot ontbyt te kook. Dit is moeilik want jy moet dink, wat wil mense hê? Ja, mense volg my spesifiek vir huiskos, boerekos, trooskos. Omdat ek ek's nie 'n opgeleide chef nie. Ek hou maar net van kook en ek het 'n tong wat kan praat en kan proe. So die uitdaging is om kos in jou boek te hê wat mense gaan aanspoor om jou boek te koop. So dit moet kos wees, as jy dit noem, moet hulle monde water, soos my tamatiebredie. Weet, dit laat mense se monde water. Ek het wildsresepte in, maar dit kan ook vir gewone vleis werk. Daar's lamresepte, daar's hoender, vark, daar's letterlik iets van alles. So daar's 'n wye verskeidenheid van resepte en natuurlik die hoogtepunt is jy daai boek in jou hand vashou, die trotsheid van 3-4 jaar se werk. En dan het jy 'n boek. Daar gaan baie publisiteit daarmee gebonde, so mense weet weer van jou, jy gaan tree by plekke op. So dit is so op en af, want terwyl jy nog so besig is, dink jy, gaan mense my boeke koop? Waarmee is ek nou besig? En dan stuur mense vir jou boodskappe en sê, yes, jy kook so lekker uit jou boek uit. Ek lees lekker in jou stories. Dan maak dit alles die moeite werd en jou hart is warm. So gesels die glanschef en sanger, liedjieskrywer Willie Strauss. Ons luister na een van sy liedjies, Engel in die koskas, en dan is ons terug vir meer. Fyn gemaalde mosterd, timie en anys. Op die reuk van pypkaneel vlieg 'n engel deur die huis. Daar's vasgekapte knoffel, kardemon en komyn, en die ritseling van vlerke in 'n takkie roosmaryn. Daar's 'n engel in die koskas en nog een voor die stoof, en by die lang familietafel sit 'n engel aan die hoof. Deur die etes wat berei word, die aromas in die lug, word argumente om die tafel 'n welbehaaglik sug. Oondgebraaide skaapbout, boontjies en pampoen, waterblomme, breedie en wilde sampioen. Daar's kwepers en vye in 'n tuisgebakte brood, en die engel in die hoek eet dit alles ongestoord. Daar's 'n engel in die koskas en nog een voor die stoof, en by die lang familietafel sit 'n engel aan die hoof. Deur die etes wat berei word, die aromas in die lug, word argumente om die tafel 'n welbehaaglik sug. Kwepers in Turksvye, appelkose in die son, en die reuk van vars beskuit wat saam die oggend kom. Yskoue watlemoen, 'n granaat se rooi geheim. As jy afdek, sien jy veertjies so sag en wit en fyn. Daar's 'n engel in die koskas en nog een voor die stoof, en by die lang familietafel sit 'n engel aan die hoof. Deur die etes wat berei word, die aromas in die lug, word argumente om die tafel 'n welbehaaglik sug.
Engele my koskas hier op 247 Stereo FM, dis Word Wakker met Nadine. Willie Strauss kuier in die ateljee, ons gesels oor sy splinternuwe resepteboek, en ek wil bietjie meer weet oor jou musiekloopbaan. Willie, praat met my oor die kunste, die musiekkant in jou. Ek het drama studeer en toe het ek begin kabaret doen en ek het die meer luisterliedjie, die meer ernstige liedjie gedoen en op 'n stadium het ek baie gedigte wat getoonset is gesing. So ek sing al my jare nog en toe het my loopbaan net in die rigting van kos gegaan en ek glo daaraan as daar 'n geleentheid op jou pad kom, moet jy dit gryp. So ek het dit gegryp en dit is hoekom ek nou die twee liefdes kombineer. Ek kombineer nou die singery en die kos en dit werk wonderlik vir my. Ek geniet dit. Dit is my lekker om op die verhoog te staan en te sing en mense se harte te raak, mense se siele te raak, mense se lyf te raak. Om iewers se aard daar raak te boor, die emosie. Dit is vir my ongelooflik lekker. En as ek nog intussenin kan kos maak en 'n bietjie met mense gesels, dan is ek op my gelukkigste. Willie Strauss, die kok, sanger, liedjieskrywer, waaroor droom jy nog? Ek droom, ek sal nog meer radiowerk wil doen. Ek sal natuurlik my eie TV-program wil hê. Ek droom om nog 'n kookboek uit te bring. Hierdie is my tweede een. Die eerste een was Daar's 'n engel in die koskas. Die tweede een is Sinkhuis resepte. Ek droom van 'n derde kookboek. Ek droom ook van ek wil hê die mense moet onthou dat ek nog steeds sing. En ek droom om weer oor see te gaan. Ander kos te gaan proe, ander inspirasie te gaan kry. Willie, en indien iemand jou wil bespreek of as hulle dalk die boek by jou wil bestel, hoe maak hulle kontak? Jy kan my kontak by www.williestrauss.co.za of per e-pos info@williestrauss.co.za of op die volgende selnommer 079-298-0388. Baie dankie Willie, dit was so lekker om saam met jou te kuier. Mag dit juig waar jy loop en mag dit reën waar jou beeste.